stil hier. Ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak, en open my nou die oggend so 'n bietjie 'n ontstellende ervaring gehad. En ek het ook wakker geword en ek het my koffie gehad en ek so uit my tuin uit gekyk en toe skiet hierdie gedagte deur my kop en dit ruk my so 'n bietjie tot orde en ek dink, liewe hemel, wat as my lewe wat ek nou leef presies die rede is waarom ek nie die lewe leef wat God vir my bedoel het nie. Nou daarvoor het ek 'n goeie koppie koffie, ek het amper gedink om 'n sigaret te gaan vra. Dit het my nervous system aan die rattle gehad. Wat daarvan as die lewe wat ek nou leef, met my ritmes, gewoond om dit so te doen, oor en oor en oor maar dieselfde. Baie goeie redes wat daarvoor hoekom ek dit so doen. Nie net my ritmes nie, my gewoontes. Gewoontes wat ek vir my baie keer afmaak om te sê, ag jong, dit is nou maar hoe ek is. Dis nou maar hoe ek met mense is. Dis nou maar hoe ek die dinge doen. En dan hierdie vraag wat net sê, maar wat as dit juis, dit wat jy jouself so mee mak maak, dit wat jy jouself mee so kompromie aangaan met die lewe, dat dit die rede is, hoekom ek nie die lewe leef, wat God my bedoel het, voorbestem het nie. Wat as ek so vasgevang geraak het, aan hierdie klein lewe, so gewoon daaraan geraak het, so gerieflik daarin tuis geraak het, dat ek nie eers besef, dat ek eintlik nie meer leef nie. Dat ek eintlik die lewe wat God vir my bestem het wil verruil vir 'n betekenlose voortsluur in die lewe. Miskien het jy nog nie so in jou eie lewe gedink nie, en wil jy moet nou, maar miskien moet jy my net vergesel 'n bietjie in my eie vraag van my eie lewe, in my eie moment wat jy die oggend kyk en sê, weet jy, die oggend het vir my 'n besonderse ervaring. Want as jy daar staan en jy kyk na hierdie dag, dan het die besef my al oorval om te sê, besef jy dat hierdie gedag, hierdie moment wat aangebreek het nog nooit in die geskiedenis van die heelal bestaan nie. En na hierdie 24 uur gaan hy nooit weer bestaan nie. En vir hierdie oomblik is ek een van die min bevoorregtes in 'n heelal om hierdie moment te kan beleef. En dan hierdie vraag, wat as die manier hoe ek hierdie dag gaan leef, hierdie moment wat ek gekry het, dat ek dit so leef, dat dit my presies op die plek uitbring, waar God nie wil hê ek moet wees nie. Maleagi kom eindig die Ou Testament af. En hy kom praat met die volk. Deur 'n tawwe deel gegaan, hulle is weggevoer, hulle land is plat geslaan en alles wat vir hulle bekend was en alles wat vir hulle waardevol was, is nie meer daar nie.
Dit wat hulle geken het, het hulle ouers vir hulle vertel, 'n hele generasie van 70 jaar is gebore in 'n vreemde land, 'n vreemde taal, vreemde godsdienst. Hulle het maar teruggekom met dit wat oorgebly het van die oorlog, paar simbole, goed wat hulle in 'n tempel gehad het. En ou ooms en ou tannies vertel hulle van die tempel en probeer iets van hierdie tempel weer herbou. En dan kyk Maleagi so na hulle, terwyl hulle so stap, om by hierdie tempel te kom, godsdiens hou. En dan sê hy vir hulle, weet jy, hier is nie 'n groot sonde wat ek vir julle kan uitwys nie. Ek kom praat nie vanoggend met jou oor 'n donkerste wat jy in jou dra, wat niemand van moet weet nie, wat hulle jou sal opsluit as hulle daarvan uitvind. Maar dan kom sê Maleagi, ek wil met jou praat oor 'n baie groot gevaar. Dis middelmatigheid. Dis halfhartigheid. Amper, maar nog nie. Daai momente wat jy sê, ek het darm probeer. Maar jy het dit net probeer, dat jy dit gelukkig nie hoef reg te gekry het nie. Jy ken daai tekkies wat jy gaan koop, want jy gaan nou weer begin stap. Maar gelukkig het jy dit nie reg gekry nie, jy kon die tekkies gaan bære. Jy ken daai maandagoggend dieet. Dinsdagoggend val dit jou by. En dan jy weet jy, joh, ek het dit net gemaak, anders moes ek daarmee begin het, maar volgende maandag begin ek weer daarmee. En hy ding oor my gesondheid. Ander keer. En hy sinnetjie van, die môre probeer ons. Môre vat ons hierdie ding aan. My wekker is gestel vir 5 uur. Ek gaan my dag begin op 'n regte manier. Ek het daarom net probeer. Niemand kan my daarvan beskuldig dat ek nie probeer het nie. Maar gelukkig het ek so probeer, dat niks in my lewe hoef te verander nie. En ek kan daarmee aangaan. Maleagi kom en hy sê, die interessantheid van Maleagi, is dat dit die laaste boek in die Ou Testament is. 400 jaar later, hoor ons eintlik eers weer God se stem. 400 jaar later, nadat Maleagi vir hulle gesê het, julle sit met iets wat baie gevaarlik is. Middelmatigheid maak God se stem stil. Halfhartigheid maak dat jy nie meer God se stem soek nie. Dat jy jouself oortuig het dat jy eintlik okay is. Dat jou siel uitdroog, want dit wat jy in jou siel sit om mee te leef, is so klein, is so 'n blertsie van lewe, dat jou siel nie kan aangaan nie. En dan droog ons siel uit. Want Maleagi, die laaste boek, vergelyk met die eerste boek in die Ou Testament, waar God kom en die mens skep, en sy asem in hom blaas, en vir hom 'n tuin gee om in te lewe, met oorvloed. Dan sê Maleagi, is dit waar ons uitgekom het? Is dit wat God bedoel het? Toe hy sy asem in ons geblaas het, dat ons moet wonderlike godsdienstige mense wees? Dan sê Maleagi, nee, ek en jy gaan dit nie regkry om ons reg te ruk nie, maar gaan jou verseker, God gaan julle nie rustig los nie. God gaan nie opgee met dit wat hy bedoel het vir mense nie. Daarom skryf hy, want kyk, die dag gaan kom. Dis die laaste paar woorde, 6 versies in die Ou Testament. Want kyk, die dag gaan kom. Dit gaan brand soos 'n oond. Dit gaan warm wees. 'n Oond wat warm is, maak kos. 'n Oond wat warm is, het die belofte van iets wat hier gaan uitkom, wat ons gaan vol maak, wat vir ons gaan vreugde gee, wat vir ons gaan lekker wees. Dan sal al die verwaande mense en elke booswig soos kaf wees.
dan gaan ons sien hoe hierdie nagemaakte lewe soos kaf wees. In die dag wat kom, sal hulle verbrand. Daar gaan 'n tyd kom wat God vir ons gaan konfronteer met hierdie kamstige, halfhartige lewe. En ons gaan daar verleë staan en te sê, Here, dit was nie die lewe wat U bestem het nie. So sê die Here, heerser oor alle magte, daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. God is nie gelukkig met mense wat halfhartig lewe nie. God is nie gelukkig met mense wat sê middelmatigheid is dan nou maar vir my okay nie. Maar vir julle wat ontzag het vir sy naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strate. Dan sal julle uitgaan. Julle gaan bokspring soos kalwers wat op stal was. Dit gaan in julle lywe wys dat julle iets gesnap het van lewe. Jy sal nie meer rustig kan terugsit en wegkom met bywoning nie. Jy sal nie meer rustig kan terugsit en sê, ek het darm 'n bydrae gemaak nie. Want as dit is wat God aan jou doen, dan gaan jou lyf wys oor 'n nuwe vreugde wat jy in hierdie lewe ontdek. En julle sal die goddeloses vertrap. Nie die ander goddelose, die goddelose in jou. Daai ene wat jou wil oortuig dat jy moet gaan vir gerief en vir gemak. Daai goddelose gaan jy vertrap. Jy gaan vir hom sê, "Sjoes, jou leuns in my is verby. Dit gaan nie meer geld in my lewe nie." Ja, hulle sal as onder die sole van julle voete wees op die dag wat ek voorberei, sê die Here. Heerser oor alle magte. Onthou die wet van Moses sy diens, my diensknegt, wat ek hom by Horeb beveel het, en wat vir die hele Israel geld. Die vaste voorskrifte en bepalings, God het nog nooit van plan verander nie. Ek en jy gaan nie God van plan verander nie. God sê, ek hou by dit wat ek bepaal het vir lewe. En jy, Waldemar, met jou boring, middelmatige lewe, is nie aanvaarbaar nie. Ek gaan nie met jou kompromie aan, dat jy toelaat dat 'n klomp leuns jou lewe vir jou voorskryf nie. Ek gaan nie toelaat dat jy jou siel begrawe met 'n nagemaakte stukkie opmaak van godsdienstigheid, waarmee jy jou probeer wil gelukkig hou nie. Kyk, ek gaan moeite met julle doen. Ek gaan Elia die profeet vir julle stuur, voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom. Ek gaan vir julle nie los nie. Maar ek gaan nie kussie met julle wees nie. Ek gaan vir julle vasvat. Want ek gaan nie toelaat dat jy opgee met jou lewe nie. Hy sal ouers met kinders versoen en kinders met ouers, sodat ek hoef nie te kom en die land met 'n banvloek te tref nie. Ek kom herstel verhoudings. As ek tussen julle kom, begin daar iets gebeur met julle en tussen mekaar. My einde en my laaste sê oor julle is nie verwoesting nie, is nie 'n banvloek nie, waar alles moet uitgebrand word en alles vernietig word nie. Ek sal nie met julle opgee nie. En daarom is Maleagi vanoggend kom praat met ons, dan is dit nie om ons te beskuldig nie. Dan is dit nie om vir ons te kom uitvang oor 'n groot sonde wat ons het nie. Dan kom Maleagi en hy pleit by jou en by my. Hy sê asseblief, moenie hierdie geskenk wat ek en jy as spesie gekry het, wat ons mens maak, anderste, wat ons selfs in die Bybel laat skryf as die kroon van die skepping. Hoe die Here dit reg kry, weet ek nie. Maar God sien iets in jou en die feit dat hy ons asem in ons geblaas het, dat ons lewe nie sal stop by middelmatigheid nie. Maleagi sê, julle is besig met selfbedrog. Julle loop en kla en sê, wat baat dit vir julle eintlik maar om in God te glo? Want kyk, hierdie ou skerminkels, dit gaan net so goed met hulle, reën ook maar op hulle plase. Elke keer, ek gaan nou maar kerk toe, maak my bydrae by die bazaare en so aan, maar die ander wat dit nie doen nie, lyk nie asof hulle lewe vreeslik slegter is nie. Dan sê Maleagi, maar jy is besig met selfbedrog. Jy probeer die God omkoop met wat jy doen. Ek sien as julle offers bring.
Dis nie jou heel beste nie. Jy gaan nie dit mis nie. Jou offer vertel niks dat jy 'n God ontdek het in wie jy jou volle vertroue kan sit nie. Jou offer vertel dat jy God probeer bluf. Dat jou vertroue maar in jou lê, in jou sisteme, in jou lewetjie wat jy bymekaar gekry het. Niks van jou offer vertel van 'n God wat almagtig is nie. Heerser oor al die magte skryf Maleagi. Sê as ek na julle kyk, lyk dit nie of julle 'n God aanbid wat almagtig is nie. Nee, o hel, julle is uitgeput. Julle is moeg. Julle dagprogramme is vol. Julle senuweese hardloop deur julle. Julle sit met 3 maagseer en nuwe ene is op pad. Ek kan nie dink dat julle 'n almagtige God het nie. Julle het almagtige angs. As ek julle sien aanbid, dan weet ek nie of julle God, of julle weet wie julle God is nie. Julle is besig met 'n leë dop. Die binne is niks uitdagend nie. Niks in julle vibreer oor opgewondenheid nie. As ek julle sien huis toe loop nadat julle by die tempel was, dan loop julle by al die stikkindheid verby. Onaangeraak. So asof julle julleself geforseer het om nie meer dit te sien nie. Terug na jou huisie toe, wat jy veilige groot heininge het, om jou net te beskerm. Ja, jy weet van die nuus, maar is net genoeg dat jy daarom om die braaivleisvure kan saam kla oor die stikkende paaie. Maar nie genoeg dat iets in jou gebeur om te sê, ek is deel van 'n alternatief. Ek is deel van 'n oplossing. Net genoeg dat ons mekaar kan flous met die praatjies om te sê, "Sjoe, dis amper ons sleg die armoede in ons land." Maar net genoeg dat ek kan wegkom sonder om iets te kan doen. Maar gaan wegsteek in my lewe van make-believe, van gemak en gerief. Maar ek moet vir hom oppas en ek moet vir hom verseker, want hy is nie gewaarborg nie, want ek werk met hom. Nou sê Maleagi, dis nie die God nie. Ek en jy is nie geskep om te kies vir 'n lewe van gemak en veiligheid nie. Ons is gekies vir 'n lewe wat betekenisvol is. Daarom kom God in hierdie gedeelte en hy sê, jy moet wakker word. O hemel, jy kan nie jou lewe so weg gaan gee nie. Jy kan nie my asem wat ek in jou gegee het, en wat ek die drome wat ek oor jou gedroom het, nog selfs vir jou ma en pa hulle flikkering in hulle oë gehad het oor jou. Jy kan nie daarmee opgee nie. Jy durf nie daarmee opgee nie. Jy durf nie daarmee voortgaan om kompromieë met jou lewe aan te gaan van, ag eendag, môre, weet jy, as ek meer geld het, ons moet net in 'n ander land wees. Weet jy, as ons net 'n ander dominee het, dan sal ek ook weer terug in die kerk wees. Middelmatigheid maak dat vir 400 jaar God se volk nie meer God se stem kan hoor nie. Nie omdat God stil gebly het nie, maar omdat middelmatigheid my afstomp vir lewe. Ek wil net oorleef. Ek wil net survive. En dan gaan jy deur hierdie lewe. Veilig. Maar jou lewe is nooit geleef nie. What if the life you are living now is the very reason you can't live the life God intended for you? God kom na my toe en sê, ek wil vuur in jou lewe gee. Ek wil hê jou lewe met 'n stuk vibrasie bring in hierdie stikkende doolhof waarin die wêreld verval het, waarin daar nuwe lewe kan wees. Ek wil vir jou vervul met geestelike kreatiwiteit, met geloofsmoed, om te sê, dit kan nie meer so wees nie. Count me in, ek is deel van die oplossing. Ek wil jou deel maak van my kinders wat weer hulle roeping hoor.
wat weer snap, wow, dis wie ons is. Wat by mekaar kom met 'n stuk opgewonde en sê, great, dis hoekom ons hier is. Die nag wat donker was, wat gelyk het na 'n lewe wat op niks uitgeloop het nie, het Jesus gewone brood geneem, het gebreek en gesê, ja, dit kan met 'n lewe gebeur wat kies om te lewe soos God wil hê jy moet lewe. Maar dit was nie betekenisloos nie. Dit is my liggaam. Dit is gebreek sodat ek en jy met die vuur van God kan lewe. Neem eet. En wanneer jy daaraan dink, besef dis vir jou. Sê hierdie gewone wyn wat ons drink, herinner ons aan die kragtigste gebeurtenis in die geskiedenis na die skepping van die mens. Die herskepping. Die versoening tussen God en mens. Neem en drink daaraan, dat jy weer die mens is, wat God jou bestem het om te wees. Mag die Here jou seën met die hitte van sy liefde, mag sy lig self jou rig, mag sy vuur jou reinig van alle leuns, mag sy vrede jou vul, sodat jy leef as 'n draer van sy lig in hierdie wêreld. Amen. Binne in my is 'n fontein, lewende water, die Heilige Gees. Dis hy wat my lei en hy maak my vry om lief te hê die mense om my. Dis die vreugde van Jesus wat roep in my en sy vrede wat altyd hier binne my bly. Ek wil U meer beleef, ek sal dit nie keer, dis U hart wat ek begeer. Almal sal sien, ek leef nie meer, U leef in my. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Want binne in my